so 'n bietjie beweeg, julle kan so 'n bietjie dans. Ons gaan nie close dans nie, maar ons gaan dans. Amen. Ag, is altyd goed om die Here te kan loof. Net om die Here te kan prys. In hierdie stadium van ons lewe om 'n lof op te hef. In steede van 'n traan, Here, gee ek 'n lof. In steede van 'n hartseer, Here, maak ek my hart vol met die blydskap van die Here en die goedheid van die Here. Ja, laas toe ek bedien het ek met u gepraat oor Korag. Oor Korag se seuns wat nie die vloek van hulle vader gedra het nie. Het besluit om die bloedlyn vloek en die bloedlyn wat aan hulle oorgegee is, hulle self te distansieer van daardie vloek. Want weet jy wat, die Here kan jou familienaam verander van 'n vloek na 'n seën. Hy kan die siklusse van herhaling, van teleurstelling en van bankrotskap en van vroueslaandery en van dronkenskap, kan die Here breek in jou generasie. Hy kan vir jou 'n geestelike bloedoortapping gee. Want met wedergeboorte het jy Jesus se DNA binne in jou ontvang. Nou gaan jou bloed nie terug na Adam toe nie. Dit gaan nie terug na jou voorvaders toe nie. Dit gaan terug na die kruis toe. That's where the blood flowed. That's where the blood spoke on my behalf. That's where the blood said, I am a child of God. I'm born in the family of God. Amen. That's my identity. Dis my kultuur. My kultuur is 'n Christuskultuur. Amen. Ek kom uit 'n kultuur uit, ek het 'n aardse dop, maar wie ek is, I'm family of God. God het my genetika kom verander die dag toe ek Jesus in my lewe ingeneem het. En Korag se kinders, sê die Bybel, daai een vers wat ek vir julle gelees het, maar Korag se kinders het aanhou lewe. Jy sal onthou, Korag het opstand gebring, beroering gebring in die land. En hy het mense saam met hom gekry, 250 man wat teen Moses en Aaron opgestaan het en hulle verhef het en gerebelleer het teen hulle. En alhoewel Korah en sy bende verbitterd geraak het teenoor Moses, het die seuns van Korag nie saam gegaan met hulle vader se vloek nie. En Korag se seuns is gespaar en geslagte later is Korag besig. Korag se seuns besig, kom pop hulle weer op in die psalms. 3 geslagte later is hulle besig om lofliedere te skrywe en God te loof in steede van country western musiek, wat klaar oor die baba, of klaar oor die kind, of klaar oor die kar, of klaar oor die bakkie, of klaar oor die plaas krot gespeel het. So hulle besig om die Here groot te maak en te loof. En die vloek wat in die familie geloop het, is gebreek. Want hierdie seuns van Korag het besluit om steeds dienste verrig in die tempel van die Here. Hulle het aangehou. They kept on coming to church. They kept on serving God in spite of what their father did. Amen. Hulle is die mense hulle is die seuns wat geskryf het, seuns van Korag. In Psalm sê dit, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U. Hulle het die Psalm 45 vers 2 geskryf wat sê die tong, my tong is die pen van 'n vaarde, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. My vader Korag was man wat gevloek het, wat gesweer het. Maar my pen, sê die kinders van Korag, is die pen van 'n vaardige skrywer. My tong is gedissiplineer. My tong is gegespe, dis onder beheer. Dis geoefen om te seën en nie te vloek nie. Kan ek 'n amen kry? Om blydskap te wys eerder as om bitterheid te wys. Psalm 46 vers 2 sê God, en dis wat Korag seuns skryf dit, hulle sê God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. En 'n hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef.
Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Hierso beskryf Korag se seuns die tragedie wat gebeur het met hulle vader, aarde gewaggel het, oopgegaan het en 250 van Korag en sy bende ingesluk en vernietig het. Maar hy sê, ons sal hierdie, wat 'n tragedie was in ons lewens, sal ons omdraai in 'n lofprysing aan God. Jy gaan nie bitterheid in my DNA kry nie. Kan ek 'n amen kry? Maar ek gaan dankbaarheid en lof vind. Ek wil mense vertel hoe goed God is. Kan ek 'n amen kry? En hoe goed God steeds is. Hierdie seuns het Psalm 84 vers 11 geskryf wat sê, want 'n dag in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil eerder by die drempel staan in die huis van God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Jesus, ek wil eerder, my pa het dalk nie gehou daarvan om brandoffers te bring, want Korag het die brandoffers gegee van die volk op die koperaltaar. Maar hulle sê, maak nie saak wat ons doen in die huis van die Here nie, ek sal 'n deurwagter wees, eerder as om te woon in die tente van Hollywood, in die tente van die samelewing. Nog iemand se bloedlyn, ek wil net hierby afsluit, want ek wil eintlik oor iets anders praat vanoggend. Nog iemand wie se bloedlyn vervloek was Rut. Rut in die Bybel was 'n Moabiet. Nou 'n Moabiet is 'n geslag wat gekom het van Lot, en Lot het, toe hy dronk geword het Lot bloedskande gepleeg met sy dogters. En van daar af kom die Moabiete. En sy was van hierdie vervloekte geslag. Daar was 'n vloek oor die Moabiete. Hulle was so boos dat die enigste manier hoe hulle familienaam sou adverteer was om hulle dogters te verhuur vir prostitusie. Dit was die Moabiete. Bloedvermenging het in daai familie plaasgevind en gevloei, maar uit daai tipe agtergrond kom Rut. En sy vind 'n Joodse man. En sy trou hom. En sy kom in aanraking met Naomi, haar skoonma. En nadat sy haar man verloor het en alleen oorbly, gryp sy haar skoonma Naomi. En sy kyk terug na waar sy uitkom van die Moabiete. En sy kyk na haar skoonma en sy sê, van hierdie dag af vat ek jou familie as my familie. Rut 1 vers 17 sê die volgende. Rut sê vir Naomi, moenie my by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u aan te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. Dit is wat ons vir God sê wanneer ons na hom toe kom. Wanneer ons hom vind, Here, u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk. Wie is my volk? Die volk van God. Kan ek 'n amen kry? U volk is my volk en u God is my God. En dan sê vers 17, waar u sterwe, sal ek sterwe. En daar sal ek begrawe word. En dis die lyn wat ek in my lewe getrek het. Ek staan aan die kant van die bloed. Ek staan in die oorwinningskant van die kruis. Kan ek 'n amen kry? Ek staan aan die bloedlyn seën kant van Jesus Christus. En ek identifiseer my daarmee en ek bely dit oor my lewe. Maak nie saak wat se agtergrond ek uitkom nie. En nou Rut gaan in 'n oesland in nadat sy daai belofte gemaak het
om welfare, daai tyd het hulle op die land, het hulle van die opbrengste gelos, en dan sy kom en hulle self moes kom help. Ontmoet sy in daai welfare land, ontmoet sy vir Boas. En Boas ontferm hom oor haar, en hy trou haar. En uit daai familie van Rut word 'n seun gebore met die naam van Obed. En Obed het 'n seun, 'n kind met die naam van Isaai. En Isaai het 'n kind, en sy naam is Dawid. En die profeet wat Dawid salf, is die profeet met die naam van Samuel. En Samuel kom uit die geslag van die seuns van Korag. Maak nie saak waar jou verlede gedraai het nie. Die bloed van Jesus Christus sentreer ons terug na waar ons aan behoort. Jesus kan jou familienaam verander. Kan ek 'n amen kry? Ek wil 'n versie lees wat my lewens grootlik beïnvloed het. Op 'n stadium het ek gewonder of die Here my geroep het toe ek jonk was. En hierdie vers het op daai stadium baie vir my beteken. Ek wil dit vir julle lees vanoggend, Psalm 92 vers 11. Maar U verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. U verhef my horing soos die van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. En elke keer as ek hierdie vers lees, dan beweeg dit my. Dit laat my kragtig dink aan daai oomblik van oorwinning wat ek in my lewe gekry het. Of ek geroep is en of ek nie geroep is nie. Ek het vanoggend hierso het ek 'n koedehoring. Dit is eintlik 'n shofar wat hulle blaas. Maar die Bybel sê dat die Here verhoog ons horing soos die van 'n buffel. Want God het die vermoë om jou te versterk. Verskeie plekke in die Bybel word die term horing gebruik. En wanneer dit gebruik word en dit praat van diere se horings, is dit ook simbolies van aggressiewe krag. Aggressiewe krag. Wanneer die Bybel van praat in Daniël praat hy van die dier, die beest met 10 horings. Maar die punt is nie as sturing wat die Bybel wil maak nie, maar die punt is dat dit staan vir aggressiewe krag. So wanneer ons van horing lees in die Bybel, beteken dit God se gekonsentreerde aggressiewe krag. As jy die groot 5 in ons land wat so bekend is, as jy na hulle kyk, is die een wat die gevaarlikste van hulle almal is die buffel. En Alleen sal weet, Frits, julle het dit self gehad. Hy staan bekend as die swart gevaar of die swart dood of 'n widowmaker. Want die buffel maak meer mense dood as die ander 5 van die grootes, ander 4 van die grootes. En dit is hoekom hierdie diere, veral die Kaapse buffel, is hoekom hulle so gevaarlik is. Want hierdie is grumpy diere, hulle is nors, hulle is onvoorspelbare, hulle is killers. Hy dier kan 60 km/h hardloop. En daai massiewe horings dra ongelooflike krag. Hulle kan 'n voertuig omdop. Hulle kan 'n leeu in daai horings vat, gryp en hom laat somersault in die lug. Hulle nek is soliede spier en is gekonsentreerde krag wat gepaard gaan met die aggressie, die kombinasie van aggressie. Hierdie bulle kan tot 900 kg weeg.
Maar die Bybel praat van aggressiewe krag wat in ons lewens vrygestel word. Want God gee ons krag om elke struggle in ons lewe te kan oorwin. Kan ek 'n amen kry? Sommige van u het hier gekom en u is swak. U het 'n aanraking van die Here nodig. U struggle geestelik in die lewe. U struggle fisies in jou liggaam. Maar ek voel dat die Here volgens net vir u 'n inspuiting wil gee. He wants to give you power. Dawid sê in 2 Samuel 22 vers 3, God is my rots by wie ek skuil. Hy is my skild en hy is die horing van my heil. Hy is die horing van my heil. Die eerste ding wat ek wil hê u moet weet vanoggend, wat aggressiewelik sterk is jou redding. Die horing van my heil. Die Bybel noem dit die horing van my heil. Dit is 'n interessante bewoording. Hoekom noem hy dit die horing van my heil? Want jou saligheid is sterk. Niks gaan jou uit God se hand uitruk nie. Kan ek 'n amen kry? Dit is 'n realiteit. As jy waarlik weergebore en gered is, sal daai horing van aggressiewe krag vir jou veg teen die aanvalle van die vyand wat kom om te slag, te steel en te verwoes. Jou redding staan vas. Redding is nie swak nie. As jy gered is, het jy iets wat sterk is, wat aan jou kant is. Sterker as wat jy dink. Dawid sê, dit is my skild en dis my rots, is die horing van my heil. Jy sien, as die vyand in jou lewe inkom, is jy nie 'n slagoffer nie. Wat jou net kan victimiseer nie, want jy het 'n horing van redding in jou lewe. Al wat redding doen, is om te sê, God het my beet. Onthou, dis nie ek wat hom beet het nie, dis hy wat my beet het. Amen. Die krag van die Heilige Gees is sterk, mense. Bid in die Gees is aggressiewelik sterk. Van die dae van Johannes sê die Bybel, word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormers gryp dit met geweld. Die geestelike dinge wat in ons lewe opereer, is sterk. It's powerful. It works. Om gedoop te wees vandag, as 'n kind van die Here, is iets sterks. Dis nie net 'n godsdienstige ritueel nie, dit is iets wat sterk spreek namens jou lewe in die hemele. Die horing van redding. Ek is moeg daarvan dat mense dink Christene is hierdie arme ou wat net op 'n krutch loop en net aanhang. Ons gaan almal deur oorloë en valleie, maar ek het 'n horing van redding in my lewe. En dit sal my nie koot wanneer die storms kom nie. Ons gevoelens red ons nie, ons emosies kan ons nie red nie, maar jy het 'n horing van saligheid wat opereer in jou lewe en maak nie saak hoe ek voel nie. Ek is gered. And once I'm saved, by God, I will always be saved. Jy moet weet, toe jy gered is, jy moet weet dat iets kragtigs beet gekry het van jou. Want daai horing kan vrees oorwin, dit kan nikotien oorwin, dit kan verslawing oorwin, dit kan gesondheidschallenges oorwin in jou lewe. Jy het iets sterks gekry en krag word vrygestel. Want die wat wag op die Here, kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Tweedens in Esegiel 9, praat die Bybel van 'n man, wat 'n inkhoring, wat in linne gekleed is en deur die stad Jerusalem stap met 'n inkhoring in sy hand, en hy vat 'n veer, en hy skryf op al die regverdiges in die stad, skryf hy op hulle voorkop, skryf hy hulle naam. 'n Inkhoring was 'n houer waar ink geplaas is, wat met 'n veer geskryf is, en daarmee het die Bybelskrywers die perkamente rolle geskrywe. En die profeet sê, hy sal 'n profesie skryf met die ink van 'n inkpen, met die ink van 'n inkhoring. Met ander woorde, dis 'n tipe van 'n geskrewe vorm van die woord van God. Ek wil vir u vandag sê, dat die geskrewe woord van die Here is kragtig in ons lewens. Dis 'n sterk horing. Die woorde van die woord van God, wat gespreek word, wat geglo word, wat vasgehou word, het groot krag. Dis aggressiewelik sterk teen bekommernis, teen worry, teen vloeke in ons lewens. Die woord staan vas. Net om die woord te lees en die woord te bely, dra krag. Ek is vir u sê, ek is nie bekommerd dat die Bybel kommunisme gaan oorleef nie. Dit gaan. Ek is nie bekommerd oor sosialisme of kommunisme. Ek is nie bekommerd oor wokeism, oor islam en ander isms nie. Ek weet aan die einde van die dag wat gaan bly staan, is die woord van God. It will not be conquered. Dis die laaste stem in hierdie wêreld. En elke tong sal bely en elke knie sal buig. Die woord is aggressiewelik sterk. Die woord was sterk 4000 jaar terug en dis nog steeds sterk in die 21ste eeu. Dit het nog geen van sy krag verloor nie. Dit maak nie saak wat professor Smarty Pants op universiteit sê van Christene nie. Amen. Dis is die professor wat die een laaitie wat in sy klas ingekom het, toe hy uitvind hy's 'n kind van die Here, te begin hy om te spot en om te challenge. En hy sê vir hom, glo jy regtig dat Jona in die maag van die vis was? En die seun sê, wel, as ek eendag in die hemel is, dan sal ek hom vra. Die professor sê, wel, wat as hy nie in die hemel is nie? Toe sê hy, wel professor, dan kan jy hom vra. Halleluja. Ek wil vir u sê, die woord kan gespot word, dit kan vervolg word, maar dit sal wetenskap weerstaan, dit sal rebellerende kinders, tieners, dit sal transgenderism kan weerstaan, kan ek 'n amen kry? Dit sal selfde geslag, huwelike, valse godsdienste, die woord kan alles hanteer en sal ten einde staande bly. Die Bybel is nie swak nie. Dit is nie old-fashioned nie. Dit gaan nie oorwin word deur 'n goddelose samelewing, hoe hard dit ook al gaan probeer nie. Jy kan jou kinders grootmaak op die woord. Amen. Dit sal die toetse weerstaan waardeur hulle moet gaan. Hierdie boek is reël. Dis gekonsentreerde krag en is 'n horing teen die vyand. Nog 'n plek waar jy horings kry in die Bybel is in die tabernakel wat in die woestyn was. Dit was die koperaltaar, die een waarop Korag die offers gebring het. En daai altaar het 4 horings gehad aan die kante, 4 kante waar die blad op gerus het, wat die offer waarop die dier gebring is, stewig gemaak het en vasgemaak het. Hierdie altaar
met 4 horings sou 'n reukoffer voor die Here bring, wat vergelyk word met die gebede van die heiliges in Openbaring, wat soos wierook voor die Here verskyn. En die horing beteken ook, verwys na gebed. Die horing van die altaars wys na gebed wat die offers van ons lewens dra. Daar is gekonsentreerde krag in gebed. Wanneer jy die horings van die altaar gryp en sê, soos Jakob gesê het, Here, ek sal U nie laat gaan totdat U my seën nie. Daar was 'n man in die Ou Testament wat gevlug het van 'n man wat hom wou doodmaak en hy het die horings van die altaar vasgegryp. En ek wil vandag vir julle sê, as daar iets of iemand of die vyand agter jou aan is en jy wil inhaal, wil ek vir jou sê, gryp die horings van gebed vas. Dit sal jou red. Gebed is 'n horing van aggressiewe krag teen enige plan wat die vyand in jou lewe het. Wat hulle ook sou doen in hierdie offers, hulle sou die bloed aan die horing smeer, want die bloed van Jesus is ons kragtige naam in gebed. Ek het die horing van die redding, ek het 'n horing van die woord, ek het 'n horing van gebed in my lewe. En dan was daar in die Bybel, wanneer die weermag van Israel 'n vyand aangeval het, sou daar eers op 'n ramshoring geblaas word. Ek wens ek kon daai ding blaas, ek het al probeer, maar dit klink nie baie oorwinnend nie. Die geluid van die ramshoring was die oorwinningskreet van die volk. Was die oorwinningskreet in lof en aanbidding. Ons lof en ons aanbidding, mense, is 'n sterk horing van aggressiewe krag. Wanneer die Here prys, word aggressiewe krag vrygestel in die hemele. En dan sê 1 Samuel 16 vers 2. Daarna sê die Here aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. En Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword. Dawid het van hierdie dag af 'n sterk salwing op sy lewe gehad. Daarna hardloop hy uit na Goliat en hy oorwin hom. En hierdie horing spreek van die horing van die salwing van die Heilige Gees. Die salwing van die Heilige Gees is aggressiewelik sterk. Die Here het 'n salwing op jou lewe geplaas wat Goliat kan oorwin. Dawid het die salwing oor sy lewe gehad en daarom kon hy die vyand teen hom weerstaan. Jesaja 10 vers 27 sê die volgende: En in die dag sal sy las afgly van jou skouer, en sy juk sal van jou nek afgaan, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Ek wil vir julle sê, die Heilige Gees is 'n kragtige mag in jou lewe. It's working right now. Die salwing van die Here opereer in jou lewe vandag. Jy het nie idee wat die vyand teen jou beplan het nie. Maar ek wil vir julle sê, die salwing van die Here sal jou staande hou. Ek wil vir julle sê, die woord van die Here sal jou staande hou. Kan ek 'n amen kry?
Gebed sal jou staande hou. Jou saligheid sal jou staande hou. Maar ek dink God wil ons laat weet dat die horing van redding is sterk. Die woord of die horing van die woord is kragtig. Van lofprysing en van salwing van die Heilige Gees is kragtig. Want ek wil vir u sê, ek weet nie van u nie, maar ek soek 'n salwing in die kerk. Amen. Ek soek gebed in die kerk. Ek soek lofprysing in die kerk. I'm looking for it in a powerful way. I don't want to operate in weakness, in no power. Amen. I want to continue in the anointing of the Holy Spirit. Prys die Here vir 'n sterk horing, dat jy nie hoef 12 stappe elke keer te doen om vry te word nie, maar dis die salwing wat die juk breek. Luister wat sê Psalm 92, maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Maak nie saak in wat 'n situasie jy jouself bevind nie. God verhef jou horing soos die van 'n buffel. Jy is met vars olie gesalf. Hy verhef jou horing van redding. Hy gee jou die horing van sy woord. Aggressiewe krag in gebed, lofprysing en die salwing van die Heilige Gees. God kan vanoggend jou versterk. Amen. Hy kan jou krag vermeerder. Hy kan jou staande hou teen versoekings. Hy kan jou staande hou teen die storms wat nou in jou lewe woed. Teen die stryd waarmee jy besig is. Hy kan die stem van die vyand kan hy stil maak in jou lewe. Hy kan jou familie vloek verbreek. Amen. In Samuel 2:10 sê hy gee sterkte aan sy koning en hy verhef die horing van sy gesalfde. Psalm 132 sê, daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei. Ek wil vra om saam met my te staan. Ek het 'n klankgreep van 'n shofar wat geblaas word. Gewoonlik is dit wat hulle in oorlogstyd wat hulle blaas. Ek wil vra om saam met my te staan en die oë toe te maak en die geluid van die ramshoring in ons lewens wek die oorwinning van Jesus op in ons lewens. Wil nie die oë net sluit. Net die hande ophef na die Here toe. Yes, amen. Ek ontvang, Here, die horing van my heil. Ek ontvang, Here, die horing van redding. Ek staan hier in die krag van die Heilige Gees, nie in myself nie. Ek staan op die bloedlyn seëninge van Jesus oor my lewe en oor my familie en oor my kinders en oor my kindskinders. Here, ek staan aan die regte kant van die kruis vandag en ek kyk terug na wat Jesus gedoen het. En ek dank U, Here, dat my redding staan sterk. Here, dat U Heilige Gees en die salwing staan sterk, dat lofprysing staan sterk in my lewe, dat gebed staan sterk in my lewe. En dit wat ek vir U gee vanoggend, Here, is my toekoms.
Ek dank U, Here, dat ons hier kan staan onder die geluid en die klank van lof, van aanbidding. En elke plan wat die vyand in ons lewens beplan, Here, kom U nou en in die naam van Jesus, kanselleer ons sy plan. We position ourselves under your blessing. We walk away from the curse. We walk away from the history and from the family that have sinned. We will not carry the sins of our fathers and our fathers. We will carry the blessing of Jesus on the cross from this day forward. We declare it in the name of Jesus. Nou dank ek U, Here, dat U die horing van ons heil verhef vanoggend in die naam van Jesus. Aggressiewe krag teen die vyand in die naam van Jesus. En almal sê amen. Amen, dankie.